knoppie kan druk, en die share knoppie sal ek dankbaar wees. En kom ons hoor bietjie, wie van die coaching vriende is al hierso. Ja, daar is hulle al sommer alreeds, en daar is sy, en Nicoline is hierso, en Pieter, en Sonja is hierso. Hallo Pieter, hallo Nicoline. Goeienaand Kobus, gaan dit goed? Goed, dankie self. Dit gaan goed, dankie. Daar is sy. Hallo Sonja. Ja, so, ek is baie dankbaar oor die coaching vriende wat hier is. Ons gaan natuurlik vanaand lekker gesels, Nicoline. Ek wil graag bietjie praat oor boelery. Ek vandag so 'n lekker gesprek gehad. Of nie gesprek nie, ek het 'n video gemaak. Iemand het weer bietjie geboelie daar op die TikTok, althans op die Facebook. En toe het een van ons coaching vriendinne nogal bietjie daar ingekom en jy weet, die ou sy fortune vertel. En ek is baie dankbaar daaroor. En sy het natuurlik op die kommentaar gereageer, maar toe het ek nou agterna 'n video ook gemaak oor die boelie episode. Maar net gou vir Michelle groet. Hallo Michelle, hallo Louis. Ja, dis nou net die mense wat ek graag mee wil praat. Ja, ons praat bietjie oor boelery, Louis. Ja, boelery en Facebook en sosiale media, al die dinge. Daar was nou weer vandag 'n bietjie van 'n boelie kommentaar gewees, en toe het ek daai kommentaar gevat en ek het 'n lekker video gemaak, want dit is hoe ek mos maar is, nee. Ek vat die inligting wat ons kry van of kom ons stel dit so, as iemand jou lelik is met jou, dan vat jy daardie negatiewe energie en jy draai dit in 'n positief om. Ons het mos nou al geleer om dit reg te hanteer. So jy gebruik daai energie tot jou voordeel. Ja, hierdie lig is bietjie helder vir my. Ek sien hy wash my so bietjie uit. Okay, daar is hy bietjie beter op die Facebook. Goed, ek wil net vir Johan ook hierso welkom sê. Hallo Johan, so lekker om jou te hê. Ronel, ek is so dankbaar julle is hierso. Ja, in elk geval, en toe maak ek die video, en hierdie persoon het basies gesê, julle is common. Hy het nou bedoel nou ek, né? Seker maar ek en my vrou, wat op 'n video was, sê julle is common, jy weet, op Facebook. En toe maak ek vir hom 'n video terug, en toe sê ek vir hom, weet jy wat, hy is so spesiaal, en jy weet, ek sê, die Here het hom so lief, van die begin af, jy weet, die Here se liefde het nog nooit vir hom verander nie, en die blauwdruk van die Here is nog steeds daar vir hom, en ja, dit is net amazing, jy weet, en ja, so, en ek dink, dit is hoe mense deur die lewe moet gaan, in elk geval, maar dit is nou nie waaroor ek baie wil praat vanaand nie, ek wil oor julle wenne praat. So hierso is baie van julle wat 'n klomp wenne het, en julle is welkom as julle wil oor geestelike goed praat, of boelery wil praat, julle is baie welkom om daaroor te praat, maar ek dink dit kom terug na identiteit toe ook, jy weet, ek dink baie mense sukkel met identiteit, en jy weet, en gelukkig, ek sukkel nie met identiteit nie, ek weet presies wie ek in die Here is, jy weet, en dit is vir elke ou om vir homself uit te maak. Maar in elk geval, ja, so, maar kom ons hoor bietjie daarso, wie van julle wil graag bietjie hallo sê, so vir die wat nou ingeskakel is op Facebook, en op TikTok, baie dankie dat julle hier is, groot waardering, as julle die share en die like knoppie kan druk, sal dit gaaf wees. Ek wil net hierso 'n bietjie 'n data verstelling maak, ek wil 'n bietjie data kry. Goed, en kom ons kyk of ons daardie net wegvat. Right, en hierdie weg, en nou kry ons hom nou weg. Terug te kom. Goed, Kali, dankie dat jy live like, waardeer dit. Ja, so, die coaching vriende is huidiglik op die Google Meet. Hoe werk dit nou? So, daarso is 'n Google Meet wat hardloop. Ek het nou 2 fone, of ek het 'n tablet, wat die Google Meet aan die gang is, en ek het die speaker hard gesit daarso, en dan het ek TikTok aan die een kant aan die gang, en dan Facebook aan die ander kant aan die gang met die laptop. So, ons gaan nou met die coaching vriende praat. Nou, hierdie coaching vriende kom gewoonlik op 'n donderdag by mekaar, of 10:00 die oggend, of 6:00 die aand. Hierdie donderdag is dit nou 8:00 die oggend, is 'n uitsondering. Maar
dit is waar ons diep gesprekke het, en julle gaan nou begin hoor, as hulle nou begin saampraat, wat is die wenne wat hulle gekry het, en as hulle ook frustrasies het, hulle is welkom om hierop te praat. Ek het vandag vir een van ons coaching vriendinne gesê, ek gee glad nie om as jy oor jou frustrasies ook in 'n live wil praat nie, ek is baie gelukkig daarmee, want ons leer by mekaar, jy weet, ons soek oplossings, en dit is so, ons tackle die probleem reguit, jy weet, en dit is hoe ons nog altyd is. Maar ek het nou genoeg gepraat, kom ons gee 'n bietjie geleentheid vir die coaching vriende, so almal weet wat in die bootcamp is, daar's 3 kolletjies onder op die skerm, jy klik daarop, en dan kan jy net jou virtual hand opsteek knoppie gebruik, daar's 'n mikrofoon en 'n kamera knoppie, en soos ons maar altyd sê, ons gee nie mediese advies op hierdie lives nie, jy weet, ons bespreek goeders, maar jy kan asseblief dit met jou dokter bespreek. En natuurlik kan jy coaching oorweeg. As jy wil coaching doen, dan kan jy daaroor met my praat en so voort. Maar kom ons hoor bietjie wat sê die coaching vriende. Wie van julle wil graag bietjie hallo sê? En weer eens, al het jy in die verlede ook jou getuienis gegee. Gee asseblief weer jou getuienis, want baie keer sal mense nie die vorige live bygewoon het nie, en dan mis hulle nou uit op jou getuienis, jy weet, en al het hulle al jou getuienis gehoor, jou getuienis, jy weet, is 'n veranderende ding, daar's baie keer dinge wat verander en verbeter en so meer. So 'n bietjie daar, Nicoline, jy kan gerus inkom. Goeienaand, ek is Nicoline van Halmspruit. Ek en my man en ons 2 kinders doen karnivoor. Ons is vandag 267 dae karnivoor. Ek kom van hoë bloeddruk af. Ek het met my dokter se toestemming kon ek my oggendbloeddrukpil los. So ek is nog net op my aandbloeddrukpil en dan drink ek so elke tweede dag 'n waterpilletjie. En andersins was ek nie regtig baie sieklik nie. Ek het maar 'n bietjie hier en daar inflammasie gehad. En en ek moet sê, ek dink ek trek nou op so 18 kilos wat ek af is. En ek is nie seker oor die sentimeters nie. Maar soos ons sê, ons het die karnivoor begin doen vir ons gesondheid. En die gewigverlies is 'n pluspunt wat ook baie positief is, want 'n mens se selfbeeld, jy ontwikkel 'n hele nuwe selfbeeld. En my man was altyd 'n introvert geweest, maar ek moet sê vandat ons karnivoor doen, het hy bietjie ekstrovert geraak, en dit is vir my so mooi om te sien. Hy is eintlik 'n baie skaam persoon, en die karnivoor het sy hele persoonlikheid verander. En Kobus, ek wil net gou 'n bietjie gesels oor die boelie. My kinders, ek is in 'n gelukkige posisie om my kinders te kan tuiskool. My seun was in graad 1 in die skool, en hy was baie geboelie oor sy gewig. En ons het dit gaan bespreek met die skool, en daar was niks daaraan gedoen nie. En ons het toe besluit om hom uit die skool uit te haal in sy graad 2 jaar. So, en vandat ek hom uit die skool uitgehaal het sy skoolwerk baie verbeter, want daar was nie iemand wat hom geboelie het nie. My ma het altyd gesê, as iemand jou gooi met 'n klip, vat daai klip en bou vir jou 'n huis daarmee. En ek het hom van kleintyd af geleer, as iemand vir jou iets lelik sê, vat daai lelik en maak dit iets moois. En ek moet sê, dit het nogal by hom ingesink, en hy het op karnivoor begin doen. Ek dink hy staan nou op amper 70 kilos wat hy verloor het. En ek moet ook sê, dit het sy selfbeeld heeltemal in 'n ander rigting ingeskiet. Hy blom, hy voel so trots op dit wat hy al nou so ver al bereik het. En hy oefen, as hy nie skool gaan nie, dan oefen hy. So dit is vir my 'n baie groot pluspunt om te sien hoe my kind verander het. Dit is lewensveranderend. Jy weet, Nicoline, soos ons altyd praat, kyk, julle is nou nog jong ouers,
Ek dink klein Johan is 14 jaar oud, as ek dit reg het, né? Ja, hy is 14. Ja, en 17 kilogram af. Ja, en die realiteit is, jy spreek in jou kind se lewe in, en ek is so trots op jou, jy en Johan, jou man, omdat julle hierdie coaching paadjie so mooi stap, maar ook op 'n geestelike vlak. Jy weet, die goed wat jy nou oor praat, is eintlik maar geestelike goed, maar dit het ook 'n fisiese komponent. Met ander woorde, dinge soos veiligheid en dinge soos, jy weet, intellektuele vordering, jy weet, sy opvoedkundige vordering is direk geïmpakteer gewees deur daai boelery. En jy die regte besluite geneem, nommer 1, om beheer te vat, en ek dink dit kom terug na die karnivoor ethos toe, jy weet, die karnivoor beginsel toe. Ek het vandag en gister weer video's gemaak oor vat beheer. Jy weet, en julle is so pragtige voorbeelde van beheer vat. Nommer 1, jy het beheer gevat oor jou kind se opvoeding, jy het beheer gevat oor jou kind se veiligheid, maar so min mense vat beheer ook oor hulle kind se gesondheid, en vir 'n positief, jy weet, en jy het dit gedoen, of julle het dit gedoen, en ek dink dit is waar julle uitstekende voorbeelde stel, en dankie vir jou voorbeeld. Julle is regtig sterk voorbeelde van sukses, en baie dankie dat jy dit altyd so mooi praat op 'n bootcamp. Nee, dit is 'n groot plesier, Kobus, en ek bid elke dag dat as my kinders die huis verlaat, dat dit wat ons hulle leer, dat hulle dit sal gaan uitdeel buite. Ja. So ja, en ek moet sê, hy het nogal 'n sterk wil as dit by die karnivoor kom, want as jy vir hom sê, "Boetie, as jy nie lus vir dit nie," dan sê hy, "Nee, dankie, ek's karnivoor." Of as 'n maatjie nou vir hom vra, "Hoorie, wat eet julle vanaand?" Dan sê hy, "Ons is karnivore, ons eet vleis en eiers." En hulle kan nie verstaan hoe kan 'n mens net vleis en eiers eet nie. Ja. So ek bid regtig dat die dag as my kinders my huis verlaat, dat hulle ander mense sal gaan reghelp, hoe om 'n gesonder leefstyl te volg, en dat as hulle ook eendag kinders het, dat hulle kinders sal reg leer. Ek meen, ek as kind is verkeerd geleer, want jy is geleer om, jy moet jou groente en jou vrugte eet, en jy moet jou bord kos klaar eet. Dit wat geskep is, moet jy eet. En ek 100% saam, mens moenie met kos mors nie, maar ek voel net 'n mens, ons as kinders was gedwing om onsself te ooreet, want jy was nie regtig so baie honger nie, en dan moet jy daai vol bord kos eet, anders kry jy pak sla of 'n voorreg word weggevat. Ja. So ek sien dit ook maar as 'n tipe van 'n boelie. Ja. Vandag kan ons besluit hoeveel vleis jy wil eet. Jy eet tot jy versadig is. Ja. En ek was net gedink, Saterdag was ek gou dokter toe gewees, want ek het sulke snaakse hartklopings gekry, en ek het nou nie daarvan gehou nie, en ek het dit met dokter bespreek, en sy het vir my gesê, ek het vir haar verduidelik, ons doen die karnivoor, dis nou heeltemal 'n nuwe dokter, ek kon toe nie my dokter sien nie, en ek verduidelik toe vir ons doen karnivoor, sy sê toe vir my, "Jene, maar is dit nie vir jou te veel vleis nie?" Ek sê vir haar, "Nee, want jy eet nie genoeg vleis tot jy versadig is, en dan eet jy eers weer as jy honger is. So die tyd, die vleis werk jou, hou jou versadig tot jy weer honger is." En ek sê toe vir haar, "Maar ek wonder of dit nie dalk bietjie die koffie is nie, want ek is nie gewoond om so baie koffie te drink nie, en ek meen dit is nou kouer, so 'n mens wil meer warm goeders drink." So toe het ek nou so bietjie die koffie gestaak, en ek moet sê dit gaan bietjie beter, maar ek dink nie dis net die koffie nie, mense het maar spanning deur die dag en sulke goedjies, so ek dink dit het ook maar 'n bietjie iets daarmee te doen. Maar ja, andersins gaan dit regtig baie goed. Dis nie elke dag maklik nie. 'n Mens raak 'n bietjie moedeloos hier en daar, en mens raak 'n bietjie ooreet aan die eiers en die vleis. Maar as 'n mens vir 'n dag vas en jy drink water, dan vir die volgende dag is jy weer reg. So
Ek het al deur so 'n ding gegaan dat ek heeltemal net gevoel het ek het nou genoeg eiers en genoeg vleis gehad en ek het vir 'n dag gevas en die volgende dag toe ek nou weer regtig honger is, toe eet ek nou weer vleis en eiers. Dis dit nou weer vir my lekker. Ag, en 'n mens se liggaam raak dit gewoond. Want dit is wat hy kry. So ja. Ek hoor jou, Nicoline. Ja, dit is baie waar wat jy sê, en ek is baie bly jy het jou dokter gaan sien, en dit is soos ek maar altyd sê, ons het goeie dokters nodig. Jy is iemand vandag weet 'n kommentaar gesê, toe sê nee, never consult your doctor. En toe sê ek nee, ons het goeie dokters nodig, en ek het ook genoem dat ons huidige dokter het wat op die coaching met my doen, en ek het al in die verlede ook 'n dokter gecoach. En die realiteit is, ons het goeie dokters nodig, want soos jy weet, medikasies moet minder gemaak word, soos in jou geval, jy is af van 1 bloeddruk medikasie, of jy is nog net op 1 bloeddruk medikasie, en die ander een is al reeds weg, 18 kilogram af, 267 dae wat jy op die karnivoor is, ja, dit is net amazing hoor, en baie geluk met wat julle as gesin reg kry, dit is so baie goed. Ja nee, dankie Kobus en dankie vir jou, want ek dink as 'n mens nie iemand het wat jou kan bystaan en bietjie raad gee en jy weet vir jou sê waar doen jy verkeerd of gaan aan waarmee jy besig is, Ja. weet dan is 'n mens eintlik heeltemal verlore. Yes. Dis soos 'n onderwyser, hy leer jou die goed in die klas wat om te doen. So ja, ek sê altyd jy weet ek sien die karnivoor leefstyl as 'n geskenkboksie. Ja. Jy ontvang hierdie geskenkboksie. En jy maak daarvan 'n nuwe lewe, 'n gesonder lewe. Ja. Ek wil definitief ek wil daarom my kinders nog sien trou en hopelik kinders hê. Ja. As dit die Here se wil is. Tuurlik. Maar ja. Ja. So, ja, nee. Ja, dis goed. Hoorie, gaan Johan ook sy getuienis vanaand gee, of gaan jy sy stats gee? Ek sal laat hy sy getuienis gee. Okay. Hy sit nie naby my nie, maar ek gaan hom gou soek en gaan ek hom sê hy moet sy Ja, hand opsteek. hy kan ook later sy hand opsteek. Dit is goed so. Ag Nicoline, Okay. baie dankie Nicoline. Daar sy fantasties. Lekker aand. Daar sy ja, so wat 'n kragtige getuienis, nee. Louis, baie welkom en dankie dat jy hier so is. Ek so bly jy is hier. Yes, naam Kobus, naam almal. Ja, jy het nou 2 punte aangeraak en Nicoline ook is nou hierdie ding van die boelie en identiteit. Ek wil net so vinnig gaan oorspring na The World Needs a Father toe, Kobus, wat ek eintlik nog nooit regtig vertel het wat die 4 pilare is. Nou, The World Needs a Father gaan oor vaderloosheid in die wêreld, so dit gaan oor gesinne waar daar nie 'n pa betrokke is nie. Ma maak alleen die kinders groot, of dit gaan daaroor dat 'n pa is in die familie, maar hy is nie teenwoordig nie. En as ek nou dink aan hierdie boelies, dan wil ek dit terugskryf na vaderloosheid toe. Is hierdie arme ou se pa, wat was hulle verhouding en alles wat daarmee saamgaan. Maar jy het genoem van identiteit. So die 4 pilare van The World Needs a Father is 'n vader vestig autoriteit, 'n vader kweek identiteit. Nou daai identiteit gaan oor verskillende identiteitstipes. Ons bespreek die moeder en vader wonde. So dit is goed wat soos Nicoline ook nou gesê het, ons is ook maar half geboelie in ons jong dae, ons moet dit eet, ons moet dat eet, ons staan nie op van die tafel af, sien nie al jou kos geëet het nie. En alles, dit klink stupid, maar dis 'n moederwond wat veroorsaak is deur jou ma, en dis iets wat jy dalk nog nooit kon verwerk het nie. Ons kyk na vaderwonde, en dan natuurlik waardes, vriende en keuses. Die ander 2 is 'n vader voorsien sekuriteit, en dan die laaste een is vader bevestig potensiaal. So net vandag daaroor The World Needs a Father, maar dit sluit maar alles aan wat ons oor gesels. Weet my jongste seun was ook maar geboelie op skool, en dit was vir ons as ouers baie frustrerend en nie lekker nie, maar hy's nou deel van 'n baie suksesvolle anti-poaching eenheid. En een van sy woorde na sy opleiding was dat as dit nie vir die boelies was nie, sou hy nie sy opleiding geslaag het nie. So ja, daar's alles werk ten goeie mee, maar dis nie lekker nie. Ek dink elke persoon hanteer dit op sy eie.
En ek wil jou net comment vir die gesindheid wat jy hierdie ouens hanteer het vandag. Ek het altyd daai video's van jou gekyk, jou antwoorde gehoor en ja, baie geluk. Ek dink baie van ons goed in die lewe gaan oor gesindheid en hoe jy dit hanteer en die manier waarop jy dit gedoen het, ek seker daarvan daar's 'n saadjie gesaai. Ag, baie dankie Louis. Nee, dankie vir jou inspraak ook in my lewe. Ek sover jy nou gepraat het ek notas gemaak soos die vorige keer. Ja, so ek wil net voor ons aanbeweeg want ek is seker jy gaan nog baie goedjies vir ons vertel, maar ek wil net daarso herhaal wat jy gesê het en ek wil net kyk of ek dit reg neergeskryf het. Die eerste ding wat jy gesê het is 'n vader voorsien of vestig autoriteit. En dan die tweede, Dis korrek, ja. Ja, en dan het jy gesê 'n vader kweek identiteit. Ja. Dis reg. Ja. En dan is dit voorsien sekuriteit of Dis reg, ja. en dan is dit voorsien potensiaal. Dis reg, ja. Nou daai sekuriteit gaan nie net oor fisiese veiligheid nie. Dit gaan maar jou sekuriteit in die gesin opset, weet. Okay. Dis baie nice. Ja, jy weet, en Louis, as ons net so 'n bietjie kan stilstaan daarby, want mens moet ook versigtig wees dat mens nie te vinnig oor hierdie goed hardloop nie. En dit is waaroor die Mindset Bootcamps ook gaan. Mense soos Louis, wat jy kan obviously agterkom, stap 'n geestelike paadjie, het ook 'n inspraak op die Mindset Bootcamps, as ook ander van ons coaching vriende, ook net vir Okkie en Lenie Okkie welkom sê, hulle is sendelinge, wat Carnivore al vir baie lank doen, en ons het nou die dag 'n live met hulle gehad, wat 'n lekker live, hier, Okkie en Lenie, skus ek dwaal nou af, maar ons sal nou met julle praat as julle wil praat, maar ek het so baie positiewe terugvoer gehad oor daardie live met julle twee, en so, maar net om terug te kom na wat Louis nou hierso gesels het, en so, die beginsel agter dit alles is, dis wat Louis sê, en dis ook wat ek sy bediening so waardeer, is the world needs a father, wat, ek dink jy is al 16 jaar, of is dit 18 jaar met dit besig? Hoe lank is jy besig met dit? Is nou 14 jaar, Kobus, 14. wat ek maar altyd net betrokke was, en ouens genooi het, omdat ek die waarde van die beweging verstaan het, en ek ook myself foute in my lewe gemaak het as pa, en nou is hy nou in 'n posisie waar jy vir die manne die aandag kan aanbied, en die Here was goed vir ons die laaste 14 jaar. Ja man, dis pragtig, en dit is vir ons 'n groot voorreg dat jy aan boord is. Ek weet jy is baie besig, en ek weet jy probeer uitkom waar jy kan uitkom by die bootcamps en dinge, en ek weet jy sien die waarde van die bootcamps in, en ek waardeer jou vriendskap man, regtig, dit is baie spesiaal, en ons almal, jy weet, daar's mense wat al jou by die naam genoem het, wat jou getuienis gehoor het, jy weet, en dit is wat sosiale media so lekker maak, nou is ons almal hier op 'n live, en jy weet, daar's ook 'n breër publiek wat jou leer ken, jy weet, en dis waaroor dit gaan, soos ek maar altyd sê, dit gaan nie oor my en jou nie, dit gaan oor die volgende persoon, wat dalk met jou identifiseer, of met jou situasie identifiseer, en dit is waaroor dit gaan. Ja, verseker Kobus, ek is nou 'n jaar en 6 maande, nou ek dink 'n paar dae terug was ek 'n jaar en 6 maande op die Carnivore. Ek het 'n jaar alleen die Carnivore aangepak, voordat ek nou die laaste 6 maande saam met Kobus op pad stap. En ek dink dit wat jy sê is baie waar, weet ek, ou stap die pad en jy maak foute. Ek sal nie sê ek het gecheat nie. Ek dink ek het baie van die goed het ek net verkeerd gedoen, want jy het nie die kennis gehad nie. En weet, vandat ou nou pad saam met jou stap en jy's betrokke by die mindsets en die bootcamps, jy hoor wat ander Carnivore sê, dan leer jy en jy doen aanpassings en jy verander bietjie goedjies en jy doen ander goed meer. So nee, dis absoluut wonderlik om as groep om deel te wees van die groep, want jy leer verseker. Ja, baie dankie Louis. En as jy nie omgee nie, wil jy net asseblief bietjie weer jou wenne net vir ons uitspel wat jy gesien het met die Carnivore en so, asseblief? Ja, ek wil net gou noem, ek het nou die naweek het daar een van die familielede ook gesê, ek is 'n lewende getuienis dat die ding werk. Toe ek nou 'n jaar en 6 maande terug die ding begin, weet mense is baie skepties, soos Nicoline ook gesê het, en ek dink dis dalk
En ek dink die meeste van die ouens wat opmerkings maak op jou video's is hulle het nie die kennis nie. Hulle verstaan nie wat is karnivoor nie. En ja, so nou na jaar en 6 maande is ek nou 'n lewende getuienis, maar buiten dit, ek kan dit self sien, ek kan self getuig daaroor. Ek meen, ek kan getuig van my bloeddruk wat geval het van baie hoog geel na groen toe of normaal. Rustende hartklop van naby die 100, net oor die 100 na 85 toe. Ek het nie meer gout nie, ek het nie nierstene nie, wat nierstene was nogal vir my ding. Ek het elke jaar in die winter nierstene gehad. En ek het gedink, dis nou maar omdat dit winter is en ons is besig met die bosbrande en veldbrande, ek drink te min water. En hier kom jy nou en jy leer vir my van, ek dink jy het gesê 75 tot 80% van nierstene word deur kalsiumoksalaat veroorsaak. En ek het heeltyd gedink dit het te doen met my urinesuurvlakke. En die urinesuurvlakke is eintlik baie min, ek dink is 10%, 12%. Maar nietemin, so nierstene het ek het die tweede week toe ek begin het met die karnivoor, Desember 2024 het ek 6 nierstene afgebring. En ja, dit was baie seer. Dis maar altyd seer as jy hom deurdruk. Maar dit was die laaste en ek kyk net nie terug nie, ek het nog nooit eers weer 'n teken van 'n niersteen gehad nie. Sweibrand, ek het nie meer sweibrand nie, sinusse is herstel, ek het nie 'n suurreflux nie. Bloeiende tandvleise wat gesond geword het. Ek het baie energie, Nicoline het verwys na 'n man wat 'n introvert is. Dit is so, jy wil net vertel, jy's aan die gang, jy's nie meer skaam nie. Jou liggaam het verander. Ek meen, ek is af van 'n double XL, is ek nou af na large toe. My broeke is van 'n 38 af na amper 'n 32 al. Ek is bietjie bekommerd daar, ek raak heeltemal te klein. Maar dit gaan nie net oor die gewigsverlies nie. Daar's soveel genesende effekte en ek weet dit. Ek meen, as ou sê jou sinusse het gesond geword en tandvleise. Ek dink dit klink na iets kleins, maar ek dink in jou liggaam, ek dink nie ou besef altyd die herstel wat in jou liggaam plaasvind nie. Ek het al baie gesê op die groep is daar baie ouens wat en dames wat ouer is as ek, wat al 'n pad gestap het met hartomlynings en siektes. Ek het dit nog nie gehad nie, so ek weet nie of ek dit ooit gaan hê nie, maar ek wil net vir hulle sê, jy is baie geluk en well done, want as ek so na hulle getuienisse luister, is net awesome hoe 'n ou se liggaam genees. En ek wil nie sê ons lê heeltyd in die gym nie, dis net ons eet anders, ons eet reg, en jou liggaam herstel herstel van vanself. Ja. Ek het 'n 5-HTP gedrink, dis nou nie 'n baie sterk medisyne vir anxiety nie, wat is dit, angstigheid, maar ek het dit nie meer nie, ek gebruik dit nie meer nie, ek het dit nie meer nodig nie, dis asof jou liggaam die stres self hanteer. As jy verstaan wat ek bedoel. Ja, absoluut. Ek wil so net so 'n bietjie raak aan daai punt en ons gaan nou 'n bietjie praat oor jou ander wenne, maar net die angs alleen wil ek graag bietjie beklemtoon, want daar's baie mense wat met angs sukkel en ook met depressiwiteit en so, en die rede hoekom ons groot suksesse kry op die karnivoor dieet is omdat ons in ketose gaan, so jy het nie meer hierdie baie glikose pieke nie, en dan het jy ketone wat die brein baie rustig maak. Dit is baie egalige energievlakke wat die brein kry en die inflammasie gaan weg. So baie van hierdie angs en depressie is te maak met letterlik inflammasie wat in die brein plaasvind as gevolg van glikasie van die hoë glikosevlakke wat jy natuurlik nou heeltemal uitgeskakel het tesame met al die planttoksines wat uitgesny is. So, yes, ja. Ja, so Louis, baie geluk met dit en mens moet nooit dit as vanselfsprekend aanvaar nie, weet, mens moet altyd in dankbaarheid daarmee omgaan soos jy doen. Ek sê nou vir 'n coaching vriendin, die feit dat ons hier sit en praat met mekaar daaroor, jy kon vanaand iets anderster gedoen het, jy kon met ander goed besig gewees het, maar jy het gekies om hier te wees en omdat jy gekies het om al hierdie wenne van jou nou weer te beklemtoon, bring dit weer hier na die voorgrond toe vir jou, maar iemand anderster word ook gehelp daardeur, want hulle identifiseer daarmee, hulle luister dalk na die video ook wat ek gaan oplaai, en hulle dink, maar ek sukkel met presies dieselfde ding, ek gaan probeer wat Louis doen,
Jy weet, en dit is waaroor dit gaan, en baie dankie. Ek wil net hierso, voor ons verder gaan, Louis, wil ek net so gou vir Billy ook welkom sê, en dan ook vir Sean, vir Billy en vir Liesel. Sean, baie welkom hierso, dankie dat julle hierso is. Ja, so, goed, nou ja, net om 'n bietjie aan die ander wenne so 'n bietjie te onderstreep wat Louis nou genoem het, af van 'n XXL na L toe, af van 'n 38 broek na 32 broek toe, soeibrand wat weg is, nierstene wat opgehou het, gout wat weg is, en rustende hartklop wat nou baie mooi afgekom het, hoë bloeddruk wat afgekom het, en ja, dit is wonderlik man, dit is so, dit is soos jy sê, dit is 'n lewende getuienis, absolute lewende getuienis wat, jy leef dit, jy weet, jy leef dit, en dit is pragtig om dit te sien, en ek is so dankbaar oor jou voorbeeld, want oor see het ons baie voorbeelde van sulke getuienisse, maar nou kry ons dit in Suid-Afrika, in Afrikaans, so baie dankbaar. Is daar nog iets? Ja, ek wil net gou byvoeg, weet net daar oor die klere, wat nou van size verander het. Jy weet, dit klink mooi en alles, maar as ek nou gaan luister, ek het nou die dag weer na jou Heart Bootcamp geluister, terwyl ek gery het, en toe maak jy die opmerking van daai metaboliese syndroom, ja, wat jy jou lengte en jou gewig deel, en weet, ek was 'n 5.9, ja, wat baie hoog was, en hy is nou 5.1, en ek dink die doelwit is 5, as ek hom reg verstaan, en dan maak die hele ding van jou middellyf wat kleiner word vir jou absoluut sin, as jy begin verstaan wat gebeur hier binne, ja, jy verstaan nie altyd wat met jou liggaam gebeur nie. Ek het die ouens sê, wat is daai ander indeks, die BMI, wat jy jou gewig en jou liggaam, die ouens sê hy is verkeerd, want partykeer, jy kan nie so maar wees nie, maar as jy verstaan wat in jou liggaam aangaan, en waar die probleme is, en soos ons nou die dag gepraat het, die vet om jou organe, daar's 'n rede hoekom hy daar is, en ek sien uit na my doelwit van 5, ek is amper daar, maar ek voel goed, ek kan regtig eerlikwaar sê, ek het jou nou die dag in die coaching sessie gevra, waarheen is ek op pad, want ek voel goed, ek doen goed, moet ek iets verander, en jou raad was, gaan net aan soos jy aangaan, en ek dink dis belangrik, ek weet baie van die coaching vriende, doen toetse, en hulle toets hier ding, en toets daar ding, maar ja, dis die pad wat ons stap. Ja man, dit is 'n goeie pad om te stap. Hoorie so, ek wil jou graag 'n vraag vra, wat sou jy sê vir iemand wat dalk karnivoor doen, hulle eet reg, weet, hulle doen ook coaching, en hulle eet reg, maar hulle gout wil nog nie weggaan nie. Wat sal jy vir so 'n coaching vriend sê, wat sou raad sal jy gee, wat het jy gedoen, was daar spesiale uitdagings wat jy geïdentifiseer het, of lesse wat jy geleer het, rakende spesifiek die gout, en wat sê jy is die deurslag, as jy weet? Kobus, ja, as ek nou net my eie 6 maande paadjie vat saam met jou, toe ek nou betrokke raak by jou coaching, en jy vir my sê, nee, maar jy gaan my nou nog op 'n strenger dieet sit, en ons het 'n klomp goed afgehaal, jy het my van hoender afgehaal, kaas, suiwel, weet, dit is goed wat 'n ou gebruik het, en jy, wat dalk reg is, maar omdat 'n ou reeds 'n hoë urinesuur vlak het, is dit vir daai tipe leefstyl nie reg nie, en dis goed wat ou nie weet nie, so, ek kan nou maar net antwoord wat met my gebeur het, ek het nou nog nie al die ander kennisse nie, maar daai goed het beslis 'n verskil gemaak, ek dink jy het my 5 maande, toe het jy my teruggesit op al daai goed, yes. En soos jy ook tereg gesê het, nou eet vir 52 jaar lang verkeerd, en nou wil jy dit in 1 maand verander, en ek dink, ja, weer eens, jou coaching het baie gehelp, en dit wys jou maar net, daar's soveel goedjies wat reg is op karnivoor, maar op 'n sekere tydstip van die karnivoor mag dit dalk vir jou die verkeerde uitwerking gee. Yes, en ek dink ook, party ouens het dalk, jy weet, 'n groter, kom ons noem dit nou maar 'n gout probleem, as wat sommige het. Jy weet, sommige ouens sukkel met die gout, maar sommige ouens het definitief 'n langer pad om te stap, en ek dink ook, wat gebeur is, partykeer,
is daar 'n kompetisie tussen die uitskeiding van die, kom ons sê nou die urinsuur en die ketone nog steeds aan die gang, en daar kan nog steeds probleme wees, maar jy sien die punt wat ek wil maak, Louis, is, ek dink baie keer, dit is wanneer coaching sin maak, is dat die bordfoto's wat ons deurstuur, want hierdie coaching vriend byvoorbeeld stuur die bordfoto's deur, en ten minste kan hy weet, hy doen alles reg, verstaan jy, maar nou as jy nie coaching doen nie, nê, en jy beleef 'n frustrasie, en kom ons sê die gout wil nou nie so vinnig gaan soos in jou geval nou nie, jy weet, dan sit 'n kwessie van, doen ek alles reg, of doen ek dalk iets nie reg nie, jy weet, en Nee, verseker. Ek meen ons het binne 'n maand binne 2-3 weke wat ek saam met jou begin werk het jy vir my, het ek vir jou gesê, ek raak moeg in die middag as ek bestuur tussen 2 en 3, ek wil sommer nie slaap raak. ja, En jy het vir my gesê ek eet te min vet, en ek het ek het gedink ek doen die regte ding, en ek stoot my vetinhoud op, en ek koop vir my skaapsterte, en ek eet sommer 'n pak op in 'n aand, want dit is mos nou lekker vet. Hier sla die gout my. ja, Toe leer ek van, skaapvet is dalk 'n probleem, so, toe sê ek mos nou eers af van die skaapvet af vir so 2-3 weke, maar ek eet hom nog steeds, maar ek het nie meer gout nie, want ek eet hom nou nie meer alles op een slag nie. ja. So daar is sekere goed, wat jy sê ook altyd, weet, as ou die kar nie voor reg doen, Yes. en ou moet maar luister. Dit is so, en soos byvoorbeeld ook, een van ons coaching vriende het vir my gesê, loin chops, skaap loin chops, gee vir hom gout, maar hy sê, as hy 'n ander deel van die skaap eet, dan kry hy nie gout nie. So leer ons by mekaar, Louis, en dis die punt wat, dit is die binnekennis, daar is nog baie ander goeters, wat ons in 'n coaching sessie kan bespreek, maar die realiteit is, ons leer by mekaar, en dit is die punt wat ek wil maak. Ja, Ek wou net nou noem ook, ek meen ergens in 'n bootcamp of 'n mindset het iemand genoem van hulle naels en hare groei vinniger, en dan besef jy, maar dis waar, jy sit hier en kyk en dink jy, maar my naels en hare groei vinniger, maar jy is nie seker nie, en dan sê iemand anders en sê, daar's nog 'n wen. Jy sien mos. Nee, dit is baie waar. Is daar nog enigiets anderster wat jy wil byvoeg by jou getuienis? Ja, miskien net gou, Kobus, ek het so lank vasgehak aan my gewig. Ek het die laaste 4 maande gespook om by my doelwit van 80 kilos uit te kom, en ek het net nie 'n deurbraak gehad nie. En toe het ek mos koffie gelos, en in die 4 weke wat ek koffie nou gelos het, het ek 2,7 kilogram verloor. Wow. So in steede wat ek die koffie drink ek nou prof, aftreksel, en ek het rooibos tee begin drink. So ja, daar was my ook 'n lekker wen gewees, nou mees onlangse wen wat ek gehad het. Wow, dit is 'n groot wen. Jy sien, Louis, dit is die getuienisse wat ons soek, jy weet, daai spesiale klein aanpassingkies, jy weet, ons maak nou 'n mental note van dit, jy weet, en dis wat ek sê, dis daai nuances. Ja, julle weet, baie keer laat ek, of in die meeste van die gevalle laat ek koffie toe, maar daar is nuances, jy weet, en dit is op die individuele vlak, dit help jy sny net alles uit, jy verstaan, dit is soos, mens moet ook aanpasbaar wees en so, maar nou ja, Louis, ek sê vir jou baie dankie man, wat 'n kragtige getuienis, groot waardering. Kom ons hoor bietjie daarso, wie wil bietjie volgende hallo sê, ek wil net vir Belinda ook groet, ons het nou 'n coaching sessie gehad, dit was nou sommer goed dat jy hier is. Kom ons hoor bietjie daarso, Okkie, Leni, Ronel, Sandra is ook hierso, Santi is ook hierso, hallo julle moet gerus bietjie praat asseblief, bietjie die hand opsteek as julle wil. Johan is ook hierso, hallo Johan. Ja, julle moet nie skaam wees nie hoor, anders moet ek julle nomineer. Kom ons hoor bietjie daarso, wie wil hallo sê. Anders gaan hier baie kort live wees hoor. Anyway, kom ons hoor bietjie daarso, wie wil graag nog vertel. Kom ons hoor of Nicolien se man Johan, of hy dalk nou kan praat. Johan Marie, is jy al beskikbaar?
Kobus nee, hy is nog nie beskikbaar nie, maar ek dink ek sal gou sy goedjies sommer deurgee. Okay, goed. Yes. Ja. Hy is nou, ek dink hy is so 31 kilos af, en ek het die naweek so vir hom gelag, want hy het 'n denim wat hy gekoop het. Mense het mos altyd daai klere in jou kas wat jy hou vir 'n spesiale geleentheid. Yes. En ek sê altyd, 'n mens hou nie goed vir 'n spesiale geleentheid nie, want elke dag moet 'n spesiale geleentheid wees. En toe hy nou Saterdag die broek aantrek, toe is die broek te groot. Ek sê vir hom, sien, dit kom nou van as jy goed hou vir 'n spesiale geleentheid. Maar ja, toe is hy nou heel in sy noppies. Ek het eers gedink hy gaan ook 'n bietjie ongelukkig wees, want toe is dit nou die enigste mooi lang broek wat hy het. Ja. En toe hy hom nou aantrek, toe is die broek net te groot. Maar ja, soos ek sê, hy het baie erge gout gehad. Ja. En dit het al regtig, dit gaan baie goed. Hy het nog nie een keer weer gout gehad nie. Hy het 'n bietjie van 'n skrik gevang, want ons het een aand, ek en my vriendin sit ons en vat mekaar se bloeddruk, en sy sê toe, kom laat ons bietjie jou bloeddruk vat, en toe sy bloeddruk vat, toe sy bloeddruk hoog. En sy sê toe vir hom, maar sy dink hy moet dalk maar by 'n dokter uitkom. En toe hy nou by die dokter kom, toe sê die dokter vir hom, jong, ek dink ek gaan vir jou 'n bloeddrukmedikasie sit, en ek weet my man is nie een vir pille nie, hy haat 'n pil, hy sal nie 'n pil drink nie. Hy sê toe vir die dokter, nee, hy soek nie pille nie. Dokter sê wel, dan moet jy gewig verloor, maar soos hy ook altyd sê, die dokter sê nie vir jou, hoe moet jy gewig verloor nie. En, of hulle stop vir jou 'n dieet in jou hand, wat bittermin kos is, en, so het ons toe nou besluit, ons wou eers GLP-1 kry, om hom so 'n bietjie te help, en ons besluit toe, ons het gebid daaroor, en die eerste ding wat by ons opkom was die carnivore. Kom ons probeer eers die carnivore. Ons sê toe, okay, laat ons die carnivore begin, en ons het met carnivore begin, die 2 dae na sy 40ste verjaarsdag het ons met carnivore begin, en ja, dit gaan regtig baie goed. Soos ek sê, sy selfbeeld het heeltemal ontpop. Hy is nie een wat lief is vir foto's neem en sulke goedjies nie. Ek was regtig verbaas met ons eerste keer wat ons foto's vir Kobus gestuur het, dat hy bereid was om 'n foto te neem en vir Kobus aan te stuur, en dat dit op Facebook gesit is. Dit was vir my wow. Ek kon dit nie glo nie. Dit is regtig asof dis 'n ander mens. Is asof die carnivore om heeltemal laat ontpop het. Maar ja, so sy bloeddruk het gestabiliseer. Hy het nie gout nie, hy snork nie meer nie, waarvoor ek baie dankbaar is, want ek is 'n baie ligte slaper, en as hy snork, dan slaat ek hom so 'n bietjie in die heup, en so ja, ons slaap nou rustig. Ja, en ek moet ook sê, sy werk, met sy werk, het hulle hom op 'n stadium van sy, hoe kan ek sê, van sy pligte afgehaal, want hy kon nie meer leer klim nie, hy was te swaar vir die leer, en hy moet nou juis, ek dink Augustus of September, moet hy weer teruggaan vir sy medicals, en ek kan nie wag om daai suster se gesigsuitdrukking te sien as sy hom sien nie, want sy gaan nie, dit is nie dieselfde mens nie. So ja, dit is sy vordering, en as hy weer opkom, kan hy maar veel verder vertel, maar op hierdie stadium is hy net so 'n bietjie besig. Nee, als reg. Nee, Nicoline, baie dankie. 31 kilogram af, jy weet, hoë bloeddruk wat af is, en ja, gout wat weg is, en snork wat weg is, ja, kragtige getuienis, en weer eens so, jy weet, soos ek nou sy getuienis onthou, wat hy laas keer vertel het, dat hulle letterlik vir hom by die werk gesê het, hoorie so, maar jy mag nie meer sekere dinge doen, teen lere uitklim, en al sulke goed nie, as gevolg van sy gewig, wat destyds te veel was, vir gesondheidsredes. Ja. En so daai meetingkie kom nog voor, nee, want hy moet nou weer by die suster weer 'n keer 'n draai maak, en nou moet daai assessering nou weer gedoen word, en dan gaan sy hom seker nie herken nie, so maar het hy geword. Ja, baie mense wat hom nou 'n bietjie lank terug gesien het, vra vir hom, hoorie, is jy siek, want iets is fout, jy lyk anders. Ja.
hy het nou die dag het hy saam met een van sy kollegas gewerk en die ou vra vir hom, hoorie, voel jy siekerig? Hy sê nee. Hy sê, is jy depressief? Hy sê nee. Hy sê nee, maar hy kan nie verstaan wat gaan aan nie, want hy lyk anders. Dan sê toe van my, hy het gewig verloor. Hy sê, ja, nou sien hy die verskil. So, ja, en dis vir hom nou nogal baie lekker as iemand hom komplimenteer op die gewig wat hy verloor het. En ek kan sommer sien, dat, soos ek sê, sy selfbeeld blom. Hy was regtig baie introvert. Hy is nie baie lief vir vreemde mense nie. Maar ek moet sê, dit lyk of hy nou bietjie ontdooi. Ja. So ja. Dit is baie goed, maar nee, soos ek maar altyd sê, weet ek dink vir jou, jy weet, as eggenoot, is dit, soos jy nou gesê, dit is ongelooflik om te sien hoe, jy weet, jou eggenoot se selfvertroue, jy weet, terugkom of beter word, jy weet, en daai tipe goed, en ook dan op al die vlakke, jy weet, soos jy nou sê, mense kan nie glo wat hulle sien nie, en dit is net soos 'n praktiese lewende getuie wat hy is, en ja, nee, baie geluk wat julle reg kry. Ek is so trots op julle albei. Ja, nee, definitief, Kobus. Jy weet, ek kan nie iets beter voorstel aan hom as die carnivore leefstyl nie. Ja. Ons het regtig cold turkey en hierdie ding ingegaan. Ek meen, hy het 12, op die meeste 12 koppies koffie se dag gedrink, en dan was dit 2 koffies, 2 suikers, en hy het dit dadelik net neergesit. En ja, ek is regtig baie trots op hom. Ek dink nie daar's enigiets anders wat beter vir hom sal werk as die carnivore nie. Ja, So, dit is letterlik, soos jy sê, Nicoline, is lewensveranderend gewees. Ek dink dit is seker die enkele ding wat julle ooit in julle lewe aangepak het, wat se projek dit ook al mag wees, is dit die enkele projek, ek noem dit die Nicoline en Johan projek, jy weet. So, en dit is 'n projek wat julle nog steeds dryf, is nie 'n projek wat gou gaan ophou nie, hopelik gaan dit sommer altyd aanhou. En ek dink dit is die beginsel wat julle ook verstaan. Julle verstaan, dit is nie 'n 3 maande ding, of 'n 6 maande ding, of selfs 'n jaar ding nie. Dit is ietsie wat jy, wel, as in my geval nou, ek doen dit al vir 7 jaar, maar ek weet nie, sien jy jyself ook vir die langtermyn carnivore doen? Ja, definitief, Kobus. Ek dink nie ons sal ooit weer andersins eet nie. Okay. Mense liggaam is nou gewoond aan die vleis en die eiers, want dis nou al wat hy wil hê. So ja, nee, ek soos ons sê, hierdie is vir ons 'n leefstyl. Absoluut. Ons het besluit om 'n turn te doen vir ons eie gesondheid. So ja, nee, ek dink nie ons sal ooit weer anders eet nie. Baie mooi. Ja, baie dankie, Nicoline. Is daar nog ietsie wat jy wil bysê? Ag nee, wat ek net dalk 'n bietjie vir die mense daar buite kan sê is, as jy nie gaan probeer nie, gaan jy nie weet nie. Doen jouself 'n guns en gee dit 'n kans. Jy gaan verbaas wees. Ja. Dit is so waar wat jy daar sê. Ek het vanoggend 'n video gemaak waar ek gesê het dat jy is verantwoordelik vir waar jy is, en dit was bietjie 'n harde video gewees, 'n reguit video waar ek gesê het, jy is verantwoordelik vir waar jy is in meeste van die gevalle. Nou, daar is sommige gevalle wat jou gesondheid aanbetref, wat dit nou nie jou skuld is, dat jy in die posisie is waar jy is nie, maar in die meeste van die gevalle, Nicoline, as ons eerlik kan wees daaroor, is dit wat ons eet, wat ons in die plek inkry waar ons opeindig baie keer. En mense vat nie verantwoordelikheid nie, maar julle het. En ek dink dit is die boodskap ook van vanaand, soos Nicoline nou gesê het, vat net 'n kans en doen carnivore reg. Jy weet, Ronel gaan ook nou praat, en julle sal hoor, sy's 'n langtermyn carnivore, maar sy het eers vir langere carnivore op haar eie probeer, en sy het baie suksesse gehad wel, maar ook 'n frustrasie beleef. Maar nou sy saam met ons op die coaching, en dit gaan baie goed, julle sal nou hoor.
Baie dankie Nicolien, waardeer jou insette baie hoor. Nee, dis 'n plesier, Kobus. Ja, sê. So, kom ons hoor bietjie daarso Sandra, ek is so bly jy's vanaand hierso. Hoe gaan dit Sandra? Nee Kobus, dit gaan goed. Ek het nou nie so baie vriende soos die ander nie. Ek wil net vir die wat my nie ken nie, sê ek is met Parkinson's gediagnoseer. En ek het een wen, maar julle moet asseblief nou nie lag nie. Maar ek het 4 kilogram verloor. Dit is vir my 'n prestasie. My spraak sukkel nog. Ek word nog gou moeg. Wat baie frustrerend is. Ja, weet jy, my Parkinson's, het meer nie-metodiese simptome. Ek loop en beweeg normaal, ek bestuur, ek doen al werk, maar hierdie moegheid maak my klaar. En dan sukkel ek met slaap, wat die moegheid aanhou. Maar ek bly by Carnivore, want ek glo dit is waartoe ek ook gelei is om te doen. En ek het nou die dag vir Kobus gesê, my grootste wen is dat ek myself as gesond sien. My spraak is nou die meeste aangetast, maar ek weet ek is gesond en ek weet ek is op die regte pad en ek staan daarby. Ek byt vas en ek gaan net aan. Baie mooi. Maar ja, dan het ek nog so klein wennetjie, dat ek kom agter my vel is nie meer so baie droog nie. Ja. Maar dankie vir almal se aansporing. Ek wens ek het meer wenne gehad. Maar ek het nie hoë bloeddruk of cholesterol of daai dinge nie. Dis maar net die gebrek aan energie. Ja. Maar Sandra, ek wil jou eerstens baie geluk sê met die 4 kilogram, baie mooi. En ja, en ook baie geluk dat jy die Carnivore so getrou doen. Sandra stuur haar bordfoto's deur. Nou hierso is die mooi ding van dit alles. Sandra coach al 'n hele ruk by my van Desember af. En daar was so 'n kort tydperkie wat sy nou nie Carnivore kon doen nie vir so 2 maande. En sy kon dadelik die verskil agterkom dat die Carnivore het haar gehelp, want in daardie stukkie voordat sy nou Carnivore ongelukkig nie kon gehou het nie, weens haar omstandighede, in daardie stukkie voordat sy moes ophou met Carnivore, het sy baie verbeteringe gesien. Onthou jy ook in jou spraak, né? Hoe was dit vir jou gewees? Ekskuus. Kan jy ons bietjie sê hoe die Carnivore daai eerste ruk vir jou verbeteringe gegee het en toe jy nou afgaan van Carnivore vir daai tydjie wat jy nou nie Carnivore kon volhou nie, kon jy agterkom dat die Carnivore uiteindelik jou gehelp? Ja, weet jy, ek kom dit nie so vinnig agter nie. Dis eers toe ek weer begin met Carnivore, dat my vriendinne vir my sê, maar ek praat baie duideliker. Ek gaan net nou deur 'n baie dip. Ek weet nie of dit die winter is nie,
maar die moegheid vang my. En dis hoekom ek nou bietjie swaar praat, Ek verstaan. want ek is Ja. bietjie moeg. Ek verstaan. Ja, en ek weet ook, Sandra, jy het al baie vir ons gesê dat in die oggende, dan het jy nou baie meer energie en jy praat ook vinniger en daai tipe dinge. So mens moet ook verstaan, dit is nou laat in die aand, jy het 'n vol dag gehad, jy weet, 'n besige dag, want ek weet, ek ken jou, jy's baie betrokke ook by baie dinge, jy's aktief, jy ry rond, jy sorteer goeders uit, jy weet, en dit alles werk maar in op die liggaam, dit werk in op jou energievlakke, maar dit hou jou ook aan die gang, en dit is 'n goeie ding, dit moet nie ophou daarmee nie, maar ek dink jy doen baie goed onder omstandighede, en wat lekker is van die coaching paadjie wat jy met my stap is, jy sê vir my presies hoe jy voel, jy weet, jy sê vir ons presies hoe jy voel, en ons wil dit so hê, Sandra, en dankie dat jy die moeite doen om hier te wees, en dat jy jou getuienis vertel vanaand hierso, want daar gaan iemand wees, wat ook met Parkinsons sukkel, en hulle luister na hierdie video, en hulle hoor, jy weet, hoe jy deur hierdie proses gaan, en ja, alles is nog nie perfek nie, verseker nie, maar dinge is al baie beter, soos jy sê, jou vriendinne, jy weet, het jou daarop gedui dat jy, of getoon, dat jy, jy weet, duideliker praat, as jy nie voordoen, en dit is so, nou die rede daarvoor is, Carnivore maak dinge beter, Carnivore kan nie alles reg maak altyd nie, maar Carnivore maak dinge beter, met die ketose byvoorbeeld. Ja, maar wat die energievlakke net betref, Sandra, ja, ek verstaan, daar is ook die medikasie wat ook 'n effek het, en dan aan die ander kant ook, wil ek vir jou geluk sê met jou bordfoto's, want jou bordfoto's lyk regtig goed, so met ander woorde, hou net aan met jou bordfoto's stuur, sodat ons daardie gedeelte reg doen, sodat ons seker maak, jy eet vetterig genoeg. Want as jy ook te maar eet, kan jy absoluut uit energie uithardloop. Maar ek en jy stap daai paadjie baie mooi. Ja, baie dankie man. Ja, en baie dankie weer eens, Sandra, dat jy is. Hierso is nou baie mense wat so dankbaar is oor jou getuienis, en ons is so trots op jou. En weer eens baie geluk met daai 4 kilogram af, en die vel wat ook so mooi is. En ek dink daardie is 'n groot wen, hoor. En om ook te bevestig, jy weet, baie keer, soos jy nou self sê, ja, jy het nie hoë bloeddruk nie, ja, jy het nie cholesterol nie, maar weet jy wat, ek sê altyd vir mense, hoeveel bullets het ons nie al gedodged nie, Sandra, jy weet, jy weet, ek self ook, ek het ook nie cholesterol, of hartprobleme, of, weet, sulke goeders nie, maar, dit is die bullets wat ons dodge, jy weet, en mens moet ook eintlik in dankbaarheid lewe, en sê, hoor jy so, ja, maar, dit is ook eintlik 'n getuienis op sy eie, die feit dat daardie goed nie jou getref het nie, jy weet, so dit is, ja, dit is so. Nee, ekskuus man, maar ek onthou nou, dat ek kan baie harder oefen in die oggende. Jy weet, resistant training en Tai Chi en sulke goedjies. Wat jy nou kan doen. Yes, dit is wat ek nie voorheen kon nie. Fantasties. Jy sien, en dit is wat die bootcamps en die lives so lekker maak. Jy sou nie eens nou gedink het aan dit nie, maar omdat jy nou jou getuienis gegee het, toe onthou jy, okay, maar daar's nog die oefeninge ook. So, dis wat ek nou gesê het, jy weet, wanneer jy getuig, dan bring jy daardie inligting weer hier na die voorgrond toe in jou brein, en jy herinner jouself weer aan daai wenne, jy weet, en aan die ander kant help jy iemand anderster ook nou, want iemand word nou bemoedig daardeur, en kom ek sê vir jou, Sandra, as daar mense is wat met Parkinsons sukkel, nee, jy is 'n sterk voorbeeld van sukses vir hulle, hoor, en ek wil jou regtig gelukwens vanaand vir dit. Ag, baie dankie, Kobus. Ja, man. Nee, ons is laat hom goed voel. Ja, en is so lekker om jou op die coaching te hê, en jy weet, en ook jou insette te kry en so, want jy het 'n baie kragtige getuienis. Ons waardeer regtig vir jou, hoor. Baie dankie. Ja, sê. Kom ons hoor 'n bietjie daarso. Is daar nog ietsie wat jy wil bysê, Sandra?
Ag nee, wat Kobus, net dat ek net baie dankbaar is en dat ek maar 'n nederige dankbare lewe lei. Ja, En dat ek leef asof ek gesond is. ja, Dit voel nie vir my, as dit nie vir my spraak was nie, het ek nie eers gedink dat daar iets fout is nie. So ek weet, aan die kant aan die einde van die tunnel is daar lig en ek gaan heeltemal van al hierdie ellendige medikasies afkom. yes, absoluut, absoluut. Sandra, ek hou van jou gesindheid, jy weet, en ek het dit ook al vroeër vir jou gesê, die belangrike ding is, jy sien jouself nie as 'n siek persoon nie, jy weet, jy is nie 'n label nie, jy weet, Ja. en ek dink dit is belangrik, om daardie gesindheid te hê, want soos ek nou gesê het, jy is so aktief met al die dinge wat jy jouself mee besig hou, en dinge wat jy mee betrokke is, projekte wat jy mee betrokke is, en hou dit so, hou aan om dit te doen, jy weet, dit gee vir jou daai doel in die lewe, om 'n doel te hê, jy weet, en ek dink dit is ook wat jou aan die gang hou, en gefokus hou, so hou asseblief aan daarmee, skakel in soos jy nou doen, op die lives en op die bootcamps, wees so betrokke soos jy kan wees, soos jy altyd is, en dit help jou regtig, ek kan sien jy reageer baie goed, teenoor die bootcamps, en teenoor die lives, en coaching, en alles, en weer eens baie dankie vir jou getuienis. Maar 'n groot plesier. Ja, sy. Nou ja, kom ons hoor bietjie daarso, wat sê Ronel? Ronel, ek is so bly jy is vanaand hierso. Goeienaand almal, goeienaand Kobus. Ja, sê Gaan dit met julle almal? Dag sê. Ja, sê man, ja, so vir die wat nou nie weet, Ronel, sê ons bietjie, hoe lank is jy op die karnivoor? Wel, ek is nou 4,5 jaar gewees, die 22ste Junie was ek 4,5 jaar op karnivoor. En ek gaan nog lewenslang dit doen as die Here my spaar. Ek is so ver 66 kg af oor die 4,5 jaar tydperk. En ja, ek het nou nog nie my measurements weer gedoen nie, maar dit sal nog in hierdie week gebeur. Maar so ver is ek mos nou, wat ek laas gemeet het, 2,75 centimeter af. So, Yes. ja, en ek het ook gesukkel met 'n paar goed, maar ek het nou omtrent alles oorwin, of nie alles nie, maar die IBS wat baie erg was vir my die laaste ruk, is opgeklaar, en van COVID tyd af kon ek nie ver gestap het nie, dan was ek uit asem. Ek praat van nie verder as 500 meter nie. Maar nou doen ek so 10,000 steps op 'n dag, tussen 8 en 10,000 steps. Ek doen nie enige ander oefeninge nie, maar dit is wat ek doen by my werk. Ja, verder het ek nie eintlik nuwe nuus nie, maar ek is bly om op hierdie coaching ding te wees. Dit is vir my baie goed. Dit is goed vir my selfbeeld. Dit is goed vir my as 'n mens om deel te wees daarvan, om te hoor hoe ander mense dit doen en hoe hulle aangaan. So ek is baie dankbaar dat ek hierso kan wees. Ja, man, Ronel, baie dankie vir jou getuienis, en jy weet, soos ek al vroeër tyd vir jou gesê het, ook dat jy so nederig genoeg is om, al is jy 4,5 jaar karnivoor, om te sê, jy weet, maar ek wil deel wees van dit, en grootmoedig genoeg te wees om te sê, hoorie, maar ek kan nog byleer, en ook die aanpassings wat ons gemaak het, jy weet, ek dink as gevolg van dit het jou IBS ook verbeter. Ja. Yes. Ja, ek moet sê, dit is vir my lekker om nogal net vleis te eet. Okay, ek eet nog steeds vis ook en hoender, maar ek want
Kobus het gesê ek moet maar wegbly van die vark en die knoffel en die peper. Nou ja, dit was my bietjie moeilik om van die peper en die knoffel ontslae te raak. Maar vir my IBS is dit goed so. Dit is hoekom ek dit nou maar gedoen het. En ek voel regtig beter. Dit is so kragtige getuienis, Ronel. Ja, en weet jy, Ronel, dit is daardie binnekennis wat jy ook bydra aan, maar jy het ook baie van ons binnekennis het jy geleer ken, en jy stap en jy groei saam met ons, en baie dankie dat jy op die bootcamps is, en ons waardeer jou, en dit maak het baie spesiaal, soos ek die vorige tyd gesê het, jy weet, ouens soos jy en Albert, en Denise, wat 4,5 jaar karnivoor is, die hele verleen geloofwaardigheid aan die karnivoor Keto voor coaching, omdat julle bereid is om hier te wees, al is julle eintlik baie lang veterane op die karnivoor, maar ek dink jy het dit baie mooi opgesom om deur te sê, jy wil graag deel wees van die groep, en baie dankie vir daai bemoediging, en ek wil regtig vir jou sê, dat julle almal wat hier is, maak nie saak hoe lank is jy op die karnivoor nie, julle almal maak die coaching baie lekker vir my, en vir almal wat hier is, julle maak het wat dit is, en baie dankie dat julle die moeite doen om op elke live en op elke bootcamp te wees, maar dit wys net dat dit vir jou belangrik is, en ek weet ons almal het vol lewens, ek weet daar's baie dinge wat jy eerder kon doen en nog moet doen, maar dit is vir jou belangrik om dit te doen, want dit is, weet, dit is soos ek van Nicoline en Johan nou sê, dit is, jy kan net jou naam vat, kom ons sê nou Ronel, en ons noem dit die Ronel projek, jy weet, en dit is 'n projek wat eintlik maar nooit einde kry nie, Ronel, jy weet, 66 kilogram wat jy verloor het, nee, dit is baie geluk hoor, wel gedaan. Baie dankie. Ja. Al wat ek nog wil sê is, weet jy, mens kry soveel selfvertroue as jy deel is van 'n groep wat dieselfde doen. Jy weet, mens kry soveel selfvertroue, want die mense boost jou so met hulle insaag, en ek het byvoorbeeld 2 nuwe goed wat ek aangepak het hierdie jaar, wat ek besig is om te doen, saam met my karnivoor, maar is nou nie kos gewys nie, maar wat ek wil sê is, dit gee my soveel meer moed om aan te gaan om iets nuuts aan te gryp, om te doen vir jouself, jy weet. Ek weet nie of dit tel by enige iemand nie, maar ek het soveel moed gekry as ek luister na die mense op die coaching, en elke keer wanneer hulle iets nuuts by hulle getuienis sit, dan dink ek maar, weet jy wat, ek het nou dit ekstra begin doen, of dit ekstra begin doen, en dit boost my selfvertroue verskriklik. So ek wil net vir almal sê op hierdie groep, baie dankie vir julle insaag, want dit het my regtig baie geboost. Baie dankie Ronel, dankie vir daai bemoediging. Nee, dit is so, jy weet, baie keer, as mens so getuienis gee, jy weet, jy sal ook sien, later ken jy baie van die getuienisse, jy ken Sandra se storie, jy ken Nicoline se storie, maar weet jy wat, nee, die feit van die saak is, jy word weer bemoedig, want daar's nog 'n vorderingkie, daar's nog 'n paar centimeters wat afgaan, en ook, as daar iets moeiliks gebeur, jy weet, iets wat swaar gebeur, of 'n challenge wat daar is, nee, dan sien jy ook, maar daai persoon gaan ook deur 'n challenge, jy weet, en dan bemoedig dit jou ook op 'n ander level. En hierso is die ding, Ronel, nee, ek het 'n gesegde wat ek sê, if nobody knows, nobody cares, jy weet, en as jy daar by jou eie karnivoor gedoen het, en jy het karring nou maar net aan, en jy dink jy doen dinge reg, maar ook nie heeltemal nie, en as jy sou ophou met karnivoor, gaan dit nou nie eintlik 'n vreeslike, niemand gaan eintlik daaroor worry nie, miskien jou direkte familie sal dalk ietsie sê, maar omdat jy betrokke is op 'n ander level, mense sien jou as 'n rolmodel, verstaan, nee, so met ander woorde, nou weet jy, okay, ek is 'n rolmodel,
Jy weet, nou gaan ek bietjie die ding nou na 'n volgende vlak toe vat, jy weet, en dit is wat lekker is, en ek kan sien, jy reageer baie goed op die coaching en op die bootcamps, dit doen jou goed, jy is heeltemal reg, vir jou selfvertroue. Daar's baie mense wat selfs in hierdie bootcamp sit, wat baie kan ek sê, nie graag sou gepraat het oor 'n mikrofoon of in 'n kamera in of so nie, en hulle doen dit nou, want dit is in die eerste plek op 'n mindset bootcamp, soos jy weet, is dit nou nie op TikTok en Facebook nie, dit is heeltemal net daai paar mense wat daar is in daai groepie, en dit is baie beskermd en 'n veilige omgewing, maar ons kan lekker nog steeds hier so op die live praat, maar die realiteit is, jy het 'n tuiste gevind, en ek wil regtig vir jou baie dankie sê, dankie vir jou bydrae, en ons waardeer jou opreg. Baie dankie, Kobus. Ja, kom ons hoor bietjie daar so, ekskuus, wil jy nog ietsie by sê, as jy alright? Nee, ek is reg vir nou, dankie, Kobus. Dankie, Ronel. Kom ons hoor bietjie daar, Nicolien, jy kan gerus weer inkom. Goeienaand Kobus, ekskuus ek was 'n bietjie laat vanaand en besig. Hallo Johan. Ja, sê. Hoe gaan dit met julle? Nee man, goed en jy? Nee, wat goed, dankie Kobus. Skyt jou aan en bek, soos hulle sal sê. Dis mooi ja, man. Nee. Dit gaan goed met die kar nie voor. Ons is 267 dae vandag. Yes. Ja, dit daar's baie wenne wat sigbaar is en natuurlik wenne wat ons weet nie gesien het al nie, maar weet wat soos die voorbeeld wat ons gewoonlik gebruik, soos net die tip van die ysberg. Yes. Die res lê onder die water. So ja, soos bloeddruk wat gestabiliseer het, goud wat weg is, suiker wat beter is. Ja, en dan dit wat jy kan sien, kom ons vat nou maar die gewig wat ek verloor het en goed. So ja, ek moet sê ek is trots op myself, man. Ek is baie trots op jou. Ek sê nou vir Nicolien, jy weet, 31 kilogram, meneer. Yes, 31 kilogram ook af en ja, ek het nou bietjie lanklaas my sentimeters gemeet en ek dink ek is so 8 beltgaatjies af. 8 beltgaatjies, hè? Yesterday. Yes. Dit is 'n groot prestasie, Johan, en weer eens, ek sê, soos ek nou vir Nicolien ook gesê het, ek is so trots op julle, weet, die feit, julle het 'n lewensveranderende projek aangepak, jy weet, en dit is net amazing om te sien hoe jy absoluut beheer gevat het. Ons het nou gepraat oor beheer vat, nee, en as daar nou iemand is op Naboomspruit wat beheer gevat het, dan is dit nou Johan Maree. Ja, kyk, natuurlik het ons dit vir ons gesondheid gedoen en soos jy sê, ja, daar het ons verseker beheer gevat en ons gesondheid weer terug in beheer geneem. So, daarvoor kan 'n mens regtig net dankie sê en trots wees op 'n ou se self. En dan ja, die gewig wat beplan was om te verloor is net 'n bonus, weet, 'n ou dit motiveer 'n ou regtig om die regte ding te doen. Ja man, nee, verseker. Ag nee, dit is pragtig man, weet, soos ek nou ook vir Nicolien sê, julle is nou nog van bietjie jonger, van die jonger geslag, en die realiteit is, jy stel 'n baie goeie voorbeeld, julle al twee, julle stel 'n baie goeie voorbeeld vir die jonger mense, wat soos jy weet, dink hulle kan wegkom met alles, jy weet, en dit is die punt wat ek wil maak, is mens dink altyd as jy bietjie jonger is, jy kan wegkom met verkeerd eet en verkeerde goed drink en so, maar Johan, niemand kom weg nie, nee? Ja, verseker Kobus, want in my geval, ek het altyd gedink ek is baie gesond, ek drink nie pille nie, ek is nie op kroniese medikasie nie en natuurlik ek hou ook nie daarvan om pille te drink nie. So ek sal nie eens 'n pynpil drink vir 'n hoofpyn nie. Maar ja, tot jy eendag net sien, hoorie, maar skielik sit ek met 'n hoë bloeddrukkie of 'n suiker is hier deur die dak, dan skrik ek, weet, en ek wil amper sê, dan is dit te laat. En
weer eens daai vraag wat ek nou die dag ook gevra het, is hoekom het eiers skrik voor jy wakker skrik? Jy weet. Ja, daai een. So, ek meen, hoekom moes ek wag tot my bloeddruk eers deur die dak was en die suster vir my gesê het, hoor jy mag nie meer jou werk doen nie, want jy's oorgewig. So, ja, ek meen, why wait? Ja. Hoekom klim jy nie net in en doen die ding? Presies. Nee, dit is baie waar. Nee, ek sê vir Nicoline, ek sien nogal uit na daai meeting wat nog kom, as jy nou weer die kliniek of die suster moet besoek, jy weet. Dan sal ek... vir daai medical sien ek baie uit, want soos ek sê, ek was bietjie oorgewig daar toe ek al aangekom het en ja. Ek lag, sy gaan vir jou sê aangename kennis, wie is jy? Ja, sy gaan sê, hey, wie is jy? Ek ken jou nie. So, nee, ek sien uit daarna. Ek dink is hier Augustus, September maand rond, dink ek. En dan sal ons dit van daar af vat. Ja, man, ag nee, baie dankie vir jou voorbeeld wat julle stel en ook vir in julle omgewing en vir jou kollegas en alles vir wie jy die so mooi voorbeelde stel. En weer eens ook, Johan, hoe julle die coaching doen, die bordfoto's wat jy klokslag deurstuur, die bootcamps wat julle bywoon, die lives wat julle bywoon, ek bedoel, julle albei is baie besig en nog steeds ag julle dit belangrik genoeg om dit by te woon. Jy weet, en soos ek maar altyd sê, julle die sisteem gehack. Julle die carnivore keto word sisteem gehack. Julle kry die best bang vir jou buck, jy weet. En dit is baie goed. Ja, en ek meen, soos jy sê, ook die bordfoto, ek meen, dit is 'n klein dingetjie, maar dit hou 'n ou accountable. Jy weet, dit help. Dit is hoekom ek ook al van die Nicoline gesê, weet, die carnivore groep help 'n ou rarig, want jy het 'n supporting team. Jy het iemand wat as jy sukkel kan jy gaan vra, of weet, daar's altyd iemand wat jou motiveer. So, of net te luister na iemand anders se getuienis, motiveer 'n ou al klaar, om te sê, hoorie maar, ek wil ook, ek dink Gustav het 63 kilos verloor. Ek dink ek wil ook 63 kilos verloor. Jy weet, daai voorbeeld by nou net. Yes. Nee, dit is baie waar. Nee, man, ek is baie trots op jou en op Nicoline en op klein Johan en op julle dogter. So dit is baie mooi. Ja, die kinders wat ook so 'n carnivore doen. Dit is wonderlik. Ja, en klein Johan lyk goed hoor. Hy oefen en hy hardloop treadmill en hy het sy gewigte waarmee hy oefen. Ja, hy gaan aan, hy lyk regtig goed. Ag, dis pragtig man. Ja, dit is so die selfvertroue. En dan net die laaste ding ook, jy weet, jou selfbeeld kry so 'n hupstoot. Want as ek sou nie 7 maande terug vir iemand 'n foto gestuur het en sê, hoor, ek plaas dit op Facebook, of ek sou nie vir myself sommer foto's gesit het op Facebook. Ja. So, ek meen, daar's soveel klein goedjies wat die carnivore voorhelp, dat mens besef dit nie elke dag nie, maar dit wat jy raak kan sien, dit motiveer 'n ou rarig. Ja man. Nee, verseker Johan. Ja, ek is baie beïndruk met die manier hoe julle dit doen en jy weet, soos ek maar altyd sê, julle dit as prins reg gedoen. Alles wat julle doen dit as prins, maar reg, jy weet. En dit is wel gedaan. En baie dankie vir daai before and after foto's wat ek al so met die tyd kon deel met toestemming. Dit het baie mense se lewens positief beïnvloed, jy weet. En soos ek nou vir Ronel sê, jy weet, jy word 'n rolmodel. Jy weet, daar's mense wat met jou vergelyk en assosieer en sê, "Joe, daai ou daar op die foto, jy weet, wat jy nou gedeel het, ek wil wees soos hy, jy weet, ek wil wees soos hy." En dit plaas jou in 'n posisie van, dit doen iets vir jou, verstaan? Dit is soos, dit doen iets vir jou, maar dit doen ook iets vir hulle, jy weet. En dis goed. Ja, want as ek nou vat,
toe my oom begin het met carnivore, was hy in sy eerste 30 dae en hy het reeds wenne gehad in daai 30 dae en dit is in daai tyd wat ek besef het, hoorie, ek sit met 'n bloeddruk wat sky high is en weet net van dit Yes. dit was die begin van die hele journey, wil ek sê. Yes. Absolutely. Absolutely. En dan laastens ook, wil ek nou maar net vir jou sê, dankie vir die pad ook wat jy so met ons loop, want sonder jou was dit ook nie maklik of seker moontlik gewees het. Ja, baie dankie Johan. Nee, dankie vir die bemoediging en dankie vir jou vriendskap en ek waardeer dit opreg. Ja, en dankie, mooi aandaas Johan. Dankie. Kom ons hoor of daar nog iemand is wat nog ietsie wil sê. Alright. As julle nie nog ietsie wil sê nie, ek is baie gelukkig met die live en baie dankie dat julle dit bygewoon het. Ja, so môreoggend 10:00 het ons dan die essensiële olie bootcamp. Ek sal môreoggend die link deurstuur. Onthou net om my nommer te save, daai nommers wat ek deurgestuur het op daai WhatsApp. En laat dit 'n kontak is op jou foon. Baie belangrik, want ek gaan nou weer die broadcast ding begin doen. Ja, so dan Johan, baie dankie dat julle hier was. Johan Fourie ook, baie dankie Louis. En nou onthou, donderdag is dit 8:00 die oggend, die mindset is nie 10:00 nie, dis 'n uitsondering. En dan die naweek doen ons natuurlik mindset recap 16, so is 'n gewone mindset bootcamp Sondag aan 7:00. En dan die woensdag volgende week is Ozempic bootcamp, Wegovy. Alright, ek sê vir julle baie dankie, rustige aand daarso vir julle. Ronel, baie dankie dat jy was, mooi gepraat. Michelle, baie dankie. Okkie Leni, dat julle hier was. Sandra, baie mooi gepraat. Santi, baie dankie dat jy was. Sean, Billy, Liesel, mooi dag daarso vir julle. En ja, ek sê vir julle baie dankie, rustige aand, dan praat ons weer. Alright, Facebook, baie dankie vir al die mense wat daar was, groot waardering, so 'n bietjie gesikkel met die live, Facebook het 2 keer opgestop, so baie jammer daaroor, mooi aandaal vir julle, baie dankie. En aan TikTok mense, baie dankie dat julle hier was, groot waardering, en dan praat ons weer, mooi aandaal vir julle.